Kom ons praat net 'n bietjie oor die Olympics. Sorry vir my stem eerstens, ek is bietjie siek. Tweedens, ek moet hierdie ding aanspreek. Ek het vanoggend 'n post gedoen oor die openingsseremonie van die Olympics. Nou, daar's 'n paar mense, omdat ek hierdie foto laat ek gou vir julle wys. Ek het hierdie foto gebruik. Julle kan dit dalk nou nie mooi sien nie. Okay, ek het hierdie foto gebruik. Net saam met my post. Nou, baie mense sê hierdie is 'n bespotting van die Last Supper. En baie mense sê dit is 'n Griekse festival gewees wat genaamd was 'n Bacchanal. Ek is nie 100% seker hoe mense dit uitspreek nie, maar Bacchanal of Bacchanal of wat ook al. Maar kom ons kyk net gou hierso eerstens na my post. Nou, ek sê in my post, ek sien al die rage oor die Olympics opening, my take. Ek is nie verbaas dat die Christen alweer gespot word nie, maar die keer spot hulle nie net ons en ons geloof nie, hulle spot pertinent vir Jesus. Ons kan niks regtig daaromtrent doen nie, behalwe een ding. Ons kan kies om dit nie te kyk nie, en dit is wat ek gaan doen. Daar is ongeveer 2.6 biljoen Christene in die wêreld. Wat dink jy sal gebeur as 2.6 biljoen van ons besluit om nie die Olympics te kyk nie? Ons leef in 'n baie unieke tyd, 'n tyd wat net moeiliker gaan raak vir die Christen. As ons nog steeds probeer om te konform tot die norm van die samelewing. Ons ander opsies is om te doen wat die woord sê, wat die woord vir ons sê. Wees heilig, wees perfek, bedink die dinge daarbo, bedink die skrif dag en nag. Wees lief vir ander, en soms is liefde om nie saam te stem met wat ander sê nie, of glo of doen nie. Berei onsself voor vir Jesus se koms. Of dit nou gebeur in ons leeftyd of nie, ons lampies moet vol wees. As jy kwaad of omgekrap is of was oor die openingsseremonie van die Olympics en dit steeds kyk, dan help dit nie veel nie. Dis maar soos die mense wat kwaad is oor die ANC en steeds vir hulle gaan stem op stemdag. Begin optree. Toe Jesus die koop en verkoop gesien het wat aangaan in die tempel, het hy opgetree. Want hulle het 'n bespotting gemaak van sy Vader se huis. Die vraag is, wat kan jy doen en wat gaan jy doen? Ons sweep kan dood eenvoudig wees om ons TV's af te sit of oor te skakel. Blessings, vriende. Dis wat ek gesê het. Hier is ongelooflik, soos jy kan sien, nogal klomp comments. Party mense stem saam, party mense probeer my oortuig dat dit nie so erg is nie. Maar as jy net kyk na hierdie foto, as jy net kyk na hierdie ding, en ek het dood eenvoudig net gegaan en gegoogel, Olympics opening ceremony, en wat is die eerste klomp foto's wat jy sien hier? So, ek het net daarin gevat, want hy was maar die beste verteenwoordiging. Kyk, al hierdie foto's is presies net dit. So, kom ons kom dan net gou hier by Johannes 10:10, John 10:10, ek lees dit in Engels. The thief comes only to steal and kill and destroy. In Afrikaans sê steel, slag en verwoes. I came that they may have life and have it abundantly. Die Afrikaans sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Nou, hierdie bring my terug na hierdie toe. Al wat hier aangaan, is verwoesting en verdeeldheid. Nou wie sê die Bybel is in beheer van verwoesting en verdeeldheid en so aan? Satan. Nou, my punt hierso is nie gemik op hierdie prent nie. My punt is gemik op wat aangaan in die wêreld. Ek gebruik bloot die Olympics as 'n voorbeeld, want as jy gaan kyk na die laaste 5 jaar se opening ceremonies van enige groot wêreldse byeenkoms, is daar ongelooflik baie demoniese kenmerke in die opening ceremonies. Die een, ek dink die FIFA World Cup, ek kan nie eens onthou nie, of was dit die vorige Olympics, was al letterlik hierdie groot bronsbul. Nou as jy gaan lees in die Bybel, bronsbulle was gemaak vir Baal. Dit is 'n afgod. Dit is 'n afgod. Baal was en Molech was die afgode waarvoor mense kinders geoffer het. Dit is 'n absolute teenstryding van Jesus Christus hierdie. Of dit nou is die Last Supper of hierdie nou die Last Supper of 'n Bacchanal verteenwoordig, dit maak nie saak nie. Wat gebeur het in hierdie opening seremonie
is 'n absolute teenstryd en bespotting van Christendom en van Jesus. En dit is so met die laaste klomp opening ceremonies. Ek kan nie ek dink ek praat onder korreksie, maar ek het die rugby opening ceremony gekyk. Dit was nie vir my so erg geweest nie. Daar was ook nie so baie kentekens en kenmerke van demoniese goed nie. Ek kan verkeerd wees. Daar was dalk. Ek het dit dalk gemis. Maar kom ons lees net gou wat sê hierdie mense. Wat die eerste ding wat opkom as jy paganaal Google is, die definisie van dit is the event, a wild and drunken celebration. Is dit Bybels? Is dit skriftuurlik? Is dit reg volgens die woord van God hierdie? The event has morphed into one of the most shamelessly drunken bacchanals in the social calendar. A priest, worshipper and follower of Bacchus. Wat is dit? Dit is 'n afgod, mense. So, daar's nou so baie mense wat nou kom en hulle sê, dit is nie die laaste supper gewees nie. Hulle defend letterlik wat aangegaan het by die Olympics opening ceremony. Nou wat sê Jesus vir ons? Jesus sê vir ons, if you are not for me, you are against me. As jy nie vir my is nie, is jy teen my. Nou ek sê nie jy moet die Olympics kyk nie. Ek sê net as jy omgekrap is deur wat gebeur het in die opening ceremony en as dit jou gees verkeerd opgevryf het soos wat dit myne opgevryf het, moet dit liewer nie kyk nie. Moet dit nie meer ondersteun nie. Dit is net so goed soos ons kyk movies oor satanisme en seks en whatever dit mag wees. Verstaan, dit is soos as ons moenie meer die goed ondersteun nie. As ons 'n probleem het en as dit teenstrydig is met die woord van God, dan moet ons self verwyder daarvan. Nou ek wil vir julle nog 'n ding lees. Verskoon my, ek gaan dit gou soek hier so. Dis Filippense 4 verse 7. Okay. Full chapter kan ook 4 vers 8 wees. Okay. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. Wat is commendable van hierdie? Kom ons gaan eerder terug na waar is die Olympics ding? Hierdie. Sien julle enigiets hier wat commendable is? Enigiets wat excellent is? Enigiets wat praiseworthy is? Hierdie goeders is absoluut demonies en ek sal op daai punt staan. En ek dink dit is vir my so hartseer om te sien dat daar so baie Christene is wat hierdie goeders defend. Nou, ek het vir 'n ander vriend van my het vir my 'n WhatsApp gestuur en hy sê dis net hy dink is belaglik dat mense so vinnig is om hierdie goeders te defend. En ek sê vir hom, weet jy wat? Die Bybel is 'n spieël en die waarheid is 'n spieël. En partykeer hou ons nie van wat die spieël vir ons wys nie. En dan begin ons terugbeklei. Dis presies wat die skrif doen en die waarheid doen. Die waarheid wys vir jou wat in jou hart aangaan. En in myne ook. En ek sê vir julle, ek is 100% oortuig, hierdie is die werk van die vyand. En jy hoef nie saam met my te stem nie. Sê dan jy stem nie saam met my nie. Skerry tye van ons lewe mense, en die verdeeldheid wat hierdie saai onder mense en Christene, veral onder Christene, is vir my die kommerwekkendste van alles. Want dit word deur die woord, deur die skrif, geopenbaar, dat verdeeldheid kom nie van Christus af nie. Eenheid kom van Christus af. Nee, eenheid. Timotheus sê, I've not given you a spirit of fear, but one of power and of love and of a sound mind, selfbeheersing, in Afrikaans, sê die laaste ding. Maar ja, in elk geval, laaste ding wat ek wil deel is, toe die eerste negatiewe comment kom, het ek net gesê, het ek net vannacht daarop gereageer, en ek het dadelik in my gees gevoel, moenie beklei nie, en ek is net weer eens blown away deur hoeveel mense ingespring het en
en teen die ou en hierdie ou aangevat het op die waarheid. En die feit van die saak is, the battle belongs to the Lord. Dis wat ek gevoel het en wat ek gehoor het, en toe ek sien hoe ander mense opstaan vir die waarheid, nie vir my nie, vir die waarheid, en vir wat hierdie beteken het. Dus dit vir my weer eens eintlik net 'n lig aan die einde van die tonnel om te sien, daar is nog baie mense wat vashou aan die waarheid, julle, en ons werk is om vas te hou aan die waarheid. Ons werk is om die dinge te bedink wat daar bo is. Ons werk is om God se koninkryk te soek, nie hierdie aardse koninkryk wat vir ons uitgebeeld word by die Olympics nie. Maar anyway, wat het maar net met julle deel. Cheers.